verskyn op die berg Horeb. Is in met die brandende doornbos wat nie wil uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is sy God, die Here God, God van Abraham, Isak. Hallo my liewe mens, jy saam met Ben en Francis by die Braambos. Ja, skop uit jou skoene, kom ons ontspan, ons gaan lekker gesels vanmiddag. Iets baie interessants. Ons wil so graag wonder, hoekom is mense verskillend van mekaar, en wat maak mense anders as anders, en nou onthou ek my pa het altyd gesê, toe ek my eerste motorkop, toe kom ek al by sy huis aan, hy sê, maak oop die boot, en hy kyk so in die boot, en ek sê, en hy maak die boot, en ek sê, wat het papi gekyk? Hy sê, as 'n man se kar se boot vuilend mekaar is sy onderklere vat. Dit was vir my baie interessant. En nou is dit so dat ek, wat nou self 'n oupa is, sien altyd vuil skoene raak, ek sien altyd 'n vuil kar raak. 'n Kar kan hoe skoon wees, as sy tyres nie gepolitoer is nie, dan is hy vuil. En net so werk dit in die lewe. En elke ou het 'n keuse. Elke ou het 'n keuse van wat hy gaan doen en hoe gaan hy dit doen en waar gaan hy heen en wie gaan hy volg. En so was daar eendag 'n tollenaar en Jesus het by hom gekom in Lukas 5:27. En na hierdie dinge het hy, dis Jesus, uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het 'n groot feesmaal vir hom, dus Jesus, in sy huis gegee, en daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander mense wat met hulle aan tafel was. My liewe mens, ek glo dit onvoorwaardelik. Die oomblik as jy opstaan en jy begin Jesus volg, jy begin agter hom aanloop, dan verander jou voorkoms, jou uiterlike verander, want jou innerlike word vernuwe. Jou innerlike verander totaal. En jy moet 'n besluit neem. Net soos ek die besluit moes neem oor my motor se binnekant en hoe ek voel oor my huis en my lewe, hoe lyk ek aan die binnekant? Dis ook belangrik. Dis belangrik dat ek en jy op 'n punt kom in die lewe wat ons besluit. Hoe lyk ek binne? So lyk ek buite. Miskien pas my das nie volgens jou by my hemp nie, miskien is die agtergrond nie reg nie. Maar dis nie belangrik nie. Wat belangrik is binne. En dit is vir my snaaks dat Christene sê, ek is 'n wedergebore kind van God, maar hulle innerlike verander nie. En as jou innerlik verander, dan glo ek, gaan jou kar skoon wees, jou boot gaan skoon wees, want jy gaan 'n nuwe uitkyk hê op die lewe. En dit is my interessant, en ek wil jy moet self 'n studie daarvan maak. Gaan let 'n bietjie op. Gaan kyk, hoe tree ware kinders van God op, en hoe tree gewone Christene op, en hoe tree die wêreld op. Die wêreld lyk soos die wêreld. Hulle tree op soos die wêreld. Hulle praat soos die wêreld.
En dan kry jy Christene, en ek het so rukkie terug iewers, ek weet nie waar nie, het ek gepraat oor, watter gees bly in jou? Die godsdienstgees, of die Heilige Gees? Kerksmense het 'n godsdienstgees, hulle lyk soos die kerk, hulle tree op soos die kerk, hulle praat soos die kerk, hulle doen die regte goed op die regte tyd, maar, daar's nie 'n salwing nie. Daar's nie 'n salwing in hulle lewe nie. Hulle innerlike is nie skoon en rein nie. Jesus praat met 'n tollenaar. 'n Tollenaar was 'n bietjie 'n lou klas gewees op sy tyd. Mense het nie met die tollenaars gemeng nie. Hulle was almal skelm, hulle was almal vuilgoed. Niemand wou met hulle iets te doen gehad het nie. Maar Jesus gaan en hy sê vir hierdie tollenaar, volg my. En die oomblik toe hierdie tollenaar opstaan en hy volg Jesus, toe verander sy lewe. En hy reël 'n groot ete saam met Jesus en alles verander. Daar kom 'n tyd in 'n ou se lewe, en ek dink daai tyd moet vandag wees, dat jy regtig voor 'n spieël gaan sit en na jouself kyk en sê, hoe lyk ek regtig binne? Tree ek op soos 'n Christen, 'n wedergebore kind van God? Of tree ek op soos 'n gewone Christen met, ek wil altyd die regte goed sê, ek wil altyd op die voorgrond wees, ek wil altyd hê mense moet wie ek is. Nou wil ek vir jou baie slegte nuus meedeel. Ek het 'n vriend wat 'n tweedehandse motors verkoop en hy sê as 'n ou by hom inkom en hy sê, hoor jy, ek wil graag 'n motor koop en hy sê, maar jy moet net een ding weet, ek is 'n Christen. Ek is 'n kerksmens. Moenie my verneek nie. Hy sê dan sê hy dadelik vir hy, ek wil nie 'n kar aan jou verkoop nie. Hoekom nie? Want as jy sê jy's 'n Christen, dan lieg jy. Dan gaan jy my besteel. Dis 'n klap op Christene se naam. Die vraag is, my liewe mens, is ek en jy wedergebore kinders van God? Volg ons Jesus nie net om gesien te word nie, maar volg ons Jesus waar hulle nie kan sien nie. My kar se boot kan jy nie sien nie. Die wiele kan gepolitoer wees, die kar kan blink, maar niemand sien die boot nie. Tot iemand eendag sê, maak oop, ek wil kyk. Niemand sien die binnekant van Benny. Behalwe miskien Francis. Sy het nogal 'n goeie idee wat binnekant aangaan. Wat gaan binne in jou aan? As jy vandag wil sê, ek is 'n wedergebore kind van God, ek is op pad om Jesus te ontmoet. Ag, ons wil so graag almal hemel toe gaan. Ons gaan nie hemel toe, ons gaan na die paradys toe, maar dit nou daar gelaat. Daar kom 'n oomblik in 'n ou se lewe wat jy moet introspeksie. Dis 'n pragtige woord, né? Introspeksie. Here, hoe lyk ek regtig? Waarmee is ek regtig besig? Wat gaan nie binne aan? Wat dink ek as ek dink net ek weet dit en u weet dit ook? Die wêreld weet dit nie. As jy vandag wil sê, ek gaan Jesus volg, moet jy bereid wees om alles wat binne is uit te spoel. Die eie ek, die narcistiese neigings, die goed wat ons doen, wat ons weet wat verkeerd is, maar ek dink niemand weet dit nie, net ek weet dit. Die goed wat ons sê om seer te maak, die goed wat ons doen om af te knou, die goed wat ons doen om my beter te laat lyk en jou slegter te laat lyk, die goed wat ons doen om te sê, maar ek is 'n bietjie beter as jy, sodat die gees, God se gees, binne my leef. So ek leef nie meer nie, maar God leef in my. En nou wil ek hê met daai oë na die wêreld kyk. Die wêreld het God meer nodig as nog ooit. En as jy hierdie woord van God vat, die geskrewe woord van 'n lewende God, as jy hierdie woord vat, as jou riglyn, jy begin sommer net enige plek, of dit nou 2 Konings 3 is, en of dit Haggai nommer 5 is, en of dit Johannes 11 is.
En jy begin hierdie goed, hierdie instruksie, hierdie is soos 'n handleiding vir 'n groot eksamen wat ons gaan skryf aan die einde van ons lewe. Ek het die wenstreep behaal, ek is hier. Ek het volhard tot die einde. Die woord sê, as jy volhard tot die einde toe, sal jy gered word. Ek het die wedloop gehardloop, ek het die wenstreep behaal. As jy daar kom, en jy die regte pad geloop, maar as jy hierdie woord toemaak, en jy leef op jou eie instruksies, op jou eie inisiatief, op jou selfbesluit, gaan kyk hoe lyk mense wat nie hierdie pad volg nie. Ons het 'n mooi prentjie jare terug gehad, ek het ook een in my huis gehad, ek weet nie wat het van hom geword nie, so mooi, daar by Jesus is lig hang een, ek gaan hom tog afneem, en ek gaan hom saam met hierdie woord op die Jesus by die Brandboswol sit, die breë en die smalle weg, hy is oorspronklik in Hollands gewees, wat ek kan onthou, die breë en die smalle weg, en as jy kan dadelik die verskil tussen mense sien, wat die breë weg loop, Christene, predikante, kerke, kerkleiers, ouderlinge, diakens, oupas, oumas, mans, vrouens, kinders, jy kan dadelik die verskil tussen die breë pad en die smal pad sien. Watter pad is jy op? Ek dink as jy die woord van God vat, en jy lees hom ernstig, veral hierdie laaste 4 hoofstukke, en veral Openbaring, jy begin uitvind, wat beteken die eindtyd? Dan sal dit vir jou voel, asof jy die woord oopmaak, en jy begin Openbaring lees, asof jy vanmiddag se nuusflitse in boekvorm lees. Strome, storms, aardbewings, hongersnood, oorloë, dit gaan verskriklik in ons wêreld. Die duiwel is absoluut los, hy maak en smaak soos hy wil. My liewe mens, maar wat van my en jou? Is ons onbewuslik besig om die nuwe wêreldorde te leef? Dra ons die merk van die dier al reeds op ons hand of op ons voorkop? Ek het vanmiddag iets interessants gehoor van AI, en die persoon wat gepraat het, moenie my nou vra wie hy was nie, ek luister nie, as hy ou nie sê wie sy naam is nie, luister ek nie na hom nie. So moenie my goed stuur, en hierdie ou praat 'n halfuur, al praat hy die grootste sens, as hy nie sê, hallo, my naam is, ek sê altyd, hallo, my naam is Ben Loubser, hulle moet weet wie praat. In elk geval, hy praat van die toring van Babel, en hoe hierdie ouens besluit het, ons het God nie nodig nie. Wat ons gaan doen is, ons gaan 'n toring bou tot in die hemel. Dan kan ons hemel toe gaan en terugkom soos ons wil. En toe weet ons almal wat daar gebeur. Want dit was vreemde tale begin praat, elkeen het sy eie taal gekry, en daar was verwarring en hulle het mekaar geslaan en die toring afgebreek. En toe kom AI. En AI is verskriklik lekker. Jy kan enigiets doen met AI, ek het dit nou nog nie beproef nie, maar ek het pelle van my wat hoog op is met AI. En hierdie persoon wat praat sê, is AI nie die moderne toring van Babel. Ons het nie meer die woord van God nodig nie. AI sal vir ons sê wat's reg en verkeerd. Ons het nie meer predikante nodig. Daai ons het so graag die predikante vloek. Hey, ek het goeie nuus vir julle. Hulle gaan ons koppe afkap. Want AI, daar's, soos jy nou voor die braambos sit na my en kyk, gaan daar in kameras, nie kameras nie, in kerke groot screens opgesit word, TV screens en dan gaan 'n robot wees. En hy gaan al jou vrae antwoord, en hy gaan baie beter kan antwoord as ek. Wanneer gaan ek en jy besef dat God lewe? God se werklikheid. God bestaan. Hy's nie, ek hou hierdie uitdrukking, maar ek gebruik hom nogal gereeld, want dit is wat dit vir my voel, wat mense dink. He's a pie in the sky.
wat ek gebruik om jou te manipuleer. Mense sê dit ook. Julle predikante gebruik die Bybel, wat net 'n boek is, om ons te manipuleer om te glo wat julle glo. Dit is nie so nie. Ek is hier om net vir jou te sê, watter kante moet jy loop? Die Heilige Gees sal jou oortuig, maar jy moet begin loop. Jy moet begin die pad loop. Jy moet die keuse maak. Jesus sê ek klop, en as jy oopmaak sal ek inkom. Hy sê nie, ek gaan iemand kry om jou te manipuleer om oop te maak nie. Hy sê, hy sê vir die tollenaar, volg my. En hy draai hom en hy loop. En die tollenaar het 'n besluit om te neem. Gaan ek wees soos die wêreld? Gaan ek wees soos tollenaars behoort te wees? Of gaan ek verander? Is jy gereed om te verander? Is jy gereed om te sê, Here, ek wil nou verander. Ek wil nie meer wees wie ek was 15 minute terug. Ek het altyd gedink, ek is 'n goeie Christen. Ek het kerk toe gegaan, ek het die Bybel gelees, ek het so af en toe 'n R5 in die mandjie gegooi, en as ek die dag sleg gevoel het, R20. Ek het so af en toe gebid. Ek is 'n goeie Christen. Mense het al vir my gesê, hulle doen die ongoddelikste goed, dan sê ek, maar jy's 'n kind van die Here. Dan sê hy, ek is baie beter as daai lot skynheiliges in jou kerk. Two wrongs is not one right. My liewe mens, dan moet 'n dag kom, dat ek en jy besef, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En as ek hierdie voorbeeld gebruik, of jy nou 'n Christen wil wees of nie, as jy hierdie standaard gebruik in die Bybel, gaan jy uitvind, dat jy gaan anders leef, jy gaan anders lyk, jy gaan 'n beter mens wees. Want die woord van God sê alles. Hy sê, moenie steel nie. As jy nie steel nie, gaan jy beter wees. Hy sê, moenie egbreek nie. Weet jy wat jy doen as jy egbreek? Weet jy hoeveel mense se lewe vat jy so en jy vernietig het so? Hy sê, jy moenie dronk word van wyn nie. Weet jy wat se skade doen drank aan huwelike, aan kinders, aan babietjies, aan duisende goed? Hy sê, jy moenie 'n narcis wees nie. Die eie ek is altyd reg, ek is altyd die beste. My way or the highway, dis 'n interessante uitdrukking daai. As jy Jesus begin volg, en jy laat hom toe in jou lewe, en jy laat toe dat hy jou rigting is, en jy kom weg van die manipulasie van die wêreld af, jou vriende se manipulasie, en jy begin Jesus volg, en jy vat daai vriende, wat jy mee saam gesuip het, en saam beklei het, en saam georeer het, en jy sê vir hulle, hey manne, vroue, kom ons volg Jesus. Hulle gaan vir jou lag, verseker. Ek onthou, jare terug, was ek in Angola in die oorlog, en ek het altyd my woord by my gehad. En ek het toe baie gou 'n mooi naam gekry, soos die Bible Junkie, of Bybel onder die arm, en wat nou nie nice was nie. En hulle het altyd met my gespot, en een aand toe ons in 'n kontak, en hulle skiet die lewe uit ons uit, en wat so gevoel het op daai stadium, en toe die skote weg is, en almal is stil, en een of twee ouens is beseer in die aanval, toe kom al die groot ouens, hulle kom kruip hier onder my arms, en hulle sê, Ben, bid net vir ons, bid net vir ons. Hulle hele houding verander, nie oor ek verander het nie, net oor hulle kon uitvind wat binne in my is. Daar's meer binne in jou as jy God toelaat, as wat daar ooit binne in jou kan wees, as jy self binne wil wees. As jy die deur oopmaak en hy kan inkom, en jy vat die woord, en jy begin hom inasem, ekskuus tog, jy begin die woord inasem, jy begin met God 'n persoonlike verhouding praat, en jy begin sê, Here, help my, laat ek lyk soos Jesus, laat my kar aan die binnekant skoon is,
Laat my huis aan die binnekant skoon is. Laat my erf om my huis, agter die mure skoon is. Laat my gewete skoon is. Laat my taalgebruik skoon is. My liewe mens, ek kan aanhou en aanhou en aanhou. Dit is so lekker om oor hierdie goed te praat. Dit is so lekker, en ek praat Sondag met 'n jong man, en hy het nou so 'n ding begin, wat hy WhatsApp stuur vir mense, terwyl hy gaan stap in die oggend. Ek dink hy noem dit die stappende man, en hy begin sulke goedjies uitstuur, en kom hy by my, hy sê, baie opgewonde, hy sê in my gemeente, hy sê, hy het dit nou begin, en dit gaan so goed. Hy sê, maar die mense wil nie luister nie. Ek sê, welcome to the club. Hoekom wil ek en jy, of meeste van die Christene, nie meer luister? Hoekom wil ons nie hoor wat die Gees van God sê? Hoekom wil ons nie die tweede myl loop nie? Hoekom wil ons so af en toe die ander wang draai nie? Dit is nie lekker nie. Ek moes al. Nou ek like as 'n ou my klap, dan draai ek die ander wang, ek klap ek hom, en sê ek draai jou wang. Dis 'n mens. Maar die kere is jy die minste is, en jy besef jy het oorwin, die tye wat ek op my knie gegaan het, en gesê, daai ou wat my so te nagekom het, wil ek vandag vryspreek, en hom regtig vryspreek, en hom regtig vergewe. Dan voel ek beter. Franse sê altyd, as jy iemand nie vergewe nie, dan drink jy die gif en jy wens hy gaan dood. Want om iemand nie te vergewe nie, maak jou vrot aan die binnekant. Maak jou soos die kerk lyk, soos die mense van die kerk lyk. En dan kry jy die wat Jesus gevolg het, en hulle lewe verander het. Wat van jou? Ja, maar ek weet nie wat om te doen nie. Ek gaan nou my telefoonnommer gee. Hy gaan 10-1 op die skerm ook wees. Jy kan my WhatsApp stuur. Sê, Ben, ek het na jou geluister. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie hoe nie. Ek wil ook graag 'n wedergebore kind van God wees. Ek wil ook die stem van die Heilige Gees hoor. Ek wil ook sien hoe Jesus my lewe verander. Ek wil ook hê my kinders moet God dien. En ek moet die voorbeeld wees. Maar ek weet nie hoe nie. Dit is eintlik baie makliker as wat jy dink. As 'n ou gesegde, as jy wil val, los net die tak. Dan gaan jy val. Nou ek wil sê, as jy wil opstaan, lig net jou sitvlak. Begin in die regte rigting loop. Dan stuur jy vir my 'n WhatsApp en jy sê, Ben, bid vir my, of bid saam my. Ek bid nie graag vir ouens nie. Ek sê, jy is die een wat die Here wil dien. Bid jy, Here, ek wil U dien. Met gees en met waarheid. En ek sal saamstem en ek sal saam met jou bid. En dan wil ek jou vra. Stuur my daai WhatsApp. En as jy vashak, dan bel jy my en ons praat daaroor en ons loop die pad. Jesus het nie verniet gesterf. Hy het vir ons hierdie geleentheid gegee. So is jy gereed om vandag te sê, ek en my huis wil die Here volg. Nie wil 'n kerksmens wees. Mense sê, maar moet ek elke Sondag kerk toe gaan? Ek sê, nee, jy moet nie. Maar as jy Jesus lief het, dan wil jy, want hy sê, moenie die onderlinge byeenkoms nalat. Hy sê, die huis van God, baie mense noem dit 'n kerk, ek en jy moet eintlik die kerk wees. Die huis van God is waar die kinders van God bymekaar kom om hom te loof en te prys. As jy God regtig lief het en bedoel wat jy vandag besluit, ek gaan die Here volg, gaan jy nie wildronk word van wyn, want jy gaan jou familie seermaak. Gaan jy nie wil rondloop en vloek en slaan en beklei nie, want jy wil God nie seermaak. Geef my jou hand. Here Jesus, baie dankie vir die woord. Baie dankie dat ek self kan besluit om vandag my lewe te verander. Here, ek is moeg om 'n Christen te wees. Ek is moeg om 'n kerksmens te wees. Ek is moeg om die regte goed op die regte tyd te sê. Here, al wat ek wil hê, ek wil 'n wedergebore kind van God wees.
Ek wil hê, U moet so in my leef, so deur my leef, sodat ek nie meer bestaan nie, maar U in my bestaan. Here, ek wil vra dat U my gedagtes sal vasvang, my woordeskat sal verbeter, my manier van optree en dink en al die goed wat ek verkeerd doen, sal help om dit reg te doen. Nie soos ek wil nie, Here, maar soos U wil geskied. In Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196, 072 577 1196. Ek wil baie dankie sê vir almal wat Jesus by die Braambos ondersteun. Daar's baie wat finansiëel bydra, baie dankie, dit maak ons op die lig, maar daar's baie meer wat net bid. Ons het gebed nodig. Ek en Francis kan jy heeldag voorbid as jy tyd het. Ons het meer nodig. Baie dankie daarvoor. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale Springs. Amen.